vergesel vanoggend deur Sonet Kalitz van Mortgage Max, wat hier vir ons gaan help om presies te verstaan hoe die plot en plan van klipheuwelontwikkeling sal werk. Sonet, kom ons begin eenvoudig. Wat maak die plot en plan finansiering heel anders as 'n gewone huisekoop? 'n Plot en plan werk anders as 'n gewone finansiering. 'n Plot, het jy 'n plotkontrak, jy het 'n boukontrak en die gesamentlike prys is jou huisprys. So jou huis kos X bedrag, maar die split is tussen die erf en tussen die boukontrak. Dan finansier hulle die erf, hulle betaal die erf uit, boukontrak word uitbetaal soos wat werk vorder. Sonet, as ek nou in Klipheuwel Estate koop, doen ek aansoek vir een verband of die aparte grond en die bouwerk? Elsa, nee, dit is een verband. Jy het jou erfkontrak, soos ek gesê het, jy het jou boukontrak, dis een verband, maar jy het twee aparte aspekte waar hulle die erf uitbetaal, bou soos wat bouwerk vorder word boutrekkings uitbetaal. En dan Sonet, wil ek by jou graag weet, hoe stel die banke eintlik die geld beskikbaar sodra hulle die huis bou? Die bank doen 'n waardasie op die eiendom volgens die projek, volgens die kosteberekening. Hulle betaal die erf uit op dag van registrasie. As die kliënt 'n deposito gee, is dit eers die deposito en die res is die bank se geld en daarvolgens doen hulle boutrekkings. Die bank gaan uit, hulle doen 'n waardasie van wat gedoen moet word en betaal die wat gedoen is reeds uit, so die kliënt is beskerm daardeur. 'n Ander vraagie wat eintlik ook baie keer vir kopers bietjie vaag is geen kostes gaan nou hier by die projek ingesluit wees nie. Maar daar is mos nog 'n ekstra koste, al is daar nie hereregte nie, al is daar nie prokureurskostes nie, is daar nog 'n koste wat sekere kliënte moet betaal. Ja. Indien jy 'n kontantkoper het, soos wat jy nou genoem het, is daar nie kostes nie, maar indien die kliënte verband wil vat, daar is altyd verbandregistrasiekoste. Die prokureur sal volgens die leningsbedrag, is daar 'n skaal waarop hulle verbandregistrasiekoste gaan betaal. Wanneer ons weet wat die leningsbedrag het is, kan ons vir hulle kwotasie kry by die prokureurs. Die oordragprokureur gaan ook die verbandprokureur wees en ons sal net uitklaring rondom die kostes kry voordat hulle 'n finale besluit maak. Tydens die bouprojek in die proses, hoe beskerm die banke hulle self teen die trekkings en dan ook die feit dat die bouer betaal word? Die bank beskerm die bank, hy beskerm die kliënt en hy beskerm die ontwikkelaar. So die ontwikkelaar vra boutrekking aan by die bank en volgens soos wat die projek vorder, betaal hulle uit. So te alle tye is die bank beskerm en die kliënt is beskerm en die ontwikkelaar is beskerm, want hulle sal altyd genoeg geld in retensie hê en dan is almal veilig. Maak dit 'n verskil om goedgekeurde bouers te gebruik wanneer jy die finansieringsaansoek doen? Weet jy, ja, die banke sal altyd 'n goedgekeurde bouer gebruik, maar hierdie ontwikkeling het mos klaar goedgekeurde bouers, want ons het al die ontwikkelingsgoedkeurings klaar in plek. So jou kopers hoef nie bekommerd te wees nie. Hulle is reeds goedgekeur en wanneer dit op enige ander projek kom, sal die banke nie sommer 'n finansiering doen met 'n bouer wat nie NHBRC geregistreer is of onbekend is nie. Maar hier het ons die gemoedsrus dat al ons finansiering en ons goedkeurings reeds in plek is. Maar dit is mos baie goeie nuus Ja. vir almal van ons om te weet. Wat is die grootste fout van 'n kliënt as koper, potensiële koper? Wat hy gaan maak as hy by 'n finansieringsaansoek kom vir 'n plot en plan? Die grootste fout wat kliënte maak is hulle vergeet van die tussentydse rente. Alhoewel dit en ook die bank dit baie mooi aan die kliënt verduidelik, die oomblik as jou eerste trekking geskied, dan moet jy jou rente begin diens. Diens jy nie die rente nie, is daar op die einde van die projek 'n shortfall. Die banke is baie streng daarop. Ons maak seker dat die kliënte daarvan weet, maar as daar 'n foutjie kan intree, sal dit wees dat hulle vergeet van tussentydse rentes. Indien ek nou vandag 'n kliënt kry wat wil graag voortgaan met stappe, besef ek die roete wat mens moet gaan is nommer 1, 'n prekwalifikasie. Vertel my 'n bietjie meer van dit asseblief. Soos wat ons al voorheen gesê het, ek dink as iemand belangstel in die ontwikkeling en hulle sê, wat nou? Dan sê ons, kom ons praat gou met Sonet. Kom ons maak gou die somme. Kom ons kyk of jou droom en jou finansies by mekaar pas. En as ons daai som gemaak het, gaan hy baie makliker by jou teken. Baie. En dan vat ons land die proses vorentoe. Ja, ek dink is nogal belangrik, want die grootste probleem wat kopers het, is finansies.
en wat gaan vir my wag met 'n aansoek, Ja. wat die proses gaan wees, hoeveel deposito moet ek gee. So ek dink as ons dit alles in 'n neutedop kan saamneem Ja. met jou, Ja. is ons in die wenspan. Want ons bespreek die inkomste, wat is ons minimuminkomste, ons bespreek die termyn, ons bespreek die deposito en as hy dan teken, dan weet jy presies waarvoor hy hom inlaat. Baie dankie Sonet. Ons waardeer jou tyd vanoggend. Mag dit met jou baie goed gaan op ons Klipheuwel Estate, waar hier genoeg is vir baie kopers, baie potensiële kopers wat ons kan diens. Baie dankie vir die voorreg.